Welkom by die Sepcast, die tuiste van die nommer 1 netwerk vir jou lewe. Dis waar ons stadiger dink, dieper kyk en ontdek hoe Jesus nie net toegewerk het nie, maar nou werk. Dis interessant hoe ongemaklik moderne mense raak met die idee van wen. Ons verkies woorde soos balans, gemak en selfversorging. Maar Paulus gebruik taal wat baie skerper is. In Hebreërs 12 lees ons van 'n wedloop, van volharding, van gewigte wat afgegooi moet word. Dis intense taal. Want die vroeë Christene het verstaan dat disippelskap nie 'n stokperdjie is nie. Dis oorlog teen alles wat jou stadig geestelik doodmaak. En dalk is dit presies die probleem van ons tyd. Nie openlike rebellie nie, maar gemak, afleiding, geestelike lomerigheid. Ons word elke dag gevorm deur 'n wêreld wat ons aandag steel. Ons leef konstant oorgestimuleer. Ons gedagtes spring van skerm na skerm, kennisgewing na kennisgewing, video na video. En intussen verloor baie mense die vermoë om stil te word voor God. Dis waarom die Bybel so dikwels praat van waaksaamheid. Disippelskap vra intentionaliteit. Jy dryf nie van self nader aan Jesus nie. Jy dryf gewoonlik in die ander rigting. Atlete verstaan iets baie wat Christene vergeet het. Wat jy lief het, bepaal wat jy bereid is om op te offer. Niemand oefen vir ure omdat hulle dissipline aanbid nie. Hulle doen dit omdat hulle verlief is op die doel. En miskien is die diepste vraag, wat wil jy werklik hê? Want jou lewe organiseer homself rondom jou grootste liefde. Dis waarom Jesus nooit bloot mense genooi het om kerk toe te gaan nie. Hy het hulle geroep om hom te volg, met alles. Hulle tyd, hulle prioriteite, hulle aandag, hulle harte. En die nommer 1 netwerk vir jou lewe gaan uiteindelik oor daardie realiteit. Ons wil nie net mense by 'n diens kry nie, ons wil mense help om Jesus te volg waar ons bly, werk en speel. Want die wêreld het genoeg mense wat geestelik geïnteresseerd is. Wat skaars geword het, is mense wat werklik hardloop om te wen. Tot môre, mooi loop.